everyone, how are you? Hallo almal, hoe gaan dit? Baie welkom hier by ons live vanaand. Ons gee net gou nog so 'n bietjie kans vir nog mense om in te skakel en dan sal ons begin. Hallo ma, hoe gaan dit? So ja, ons gaan net. Hoe gaan dit sover met elke liewe een van julle? Gaan dit goed? Hoe was julle almal so donderdag gewees? Ek net ons musiek aankry. Ek wil nou net hoor of hy te hard is en of hy reg is. Kan julle die musiek hoor? Is hy te hard? Is dit reg? Bietjie harder, okay, kom ons sien nog. Seker net nog so enetjie. Okay, goed. Ek wil net gou, daar was 'n vroutjie wat gevra het, laat ek haar net moet laat weet. Maar nou weet ek nou nie hoe ek haar nou moet invite. Is hy, daar's hy. Okay, goed, kom ons kyk. Daar sê julle, ek gaan dit nog net so 'n paar, net nog so 'n minuutie kans gee. Maar van die vir julle wat nou al reeds hier is, baie welkom by ons live vanaand. Vanaand gaan ons bietjie kyk na Markus 7, so dit is baie interessant. Ek het my ander Afrikaanse Bybel gaan uithaal, want daai ander een is bietjie baie te klein. En dan natuurlik het ons die Engelse Bybel ook hierso. So ja, hoe gaan dit met julle? Hoi Marie, hoe gaan dit? Hallo, gaan dit goed? Konteks uithaal of so nie. So wat ons hierso doen is ons leer basies net 'n hoofstuk uit 'n Bybelboek uit en dan verwerk ons soms so deur. Hoi Herman, hoe gaan dit? So en dan verwerk ons sommer net so deur en ons ontdek saam en ons leer saam en ja, ons groei geestelik saam. So vanaand doen ons Markus 7 en dit gaan nogal ek dink dit gaan 'n interessante hoofstuk wees. So ja, en dan wil ek net gou net vir julle sê dat my ma is Rensha, sy is ons moderator op die program. So ja, sy is daar net om ook te help dat die verkeer wat regtig wel deur beweeg, laat hulle net bietjie gemonitor word. En ja, ons het nou al 'n paar oudjies gehad wat hier ingekom het en regtig net kom vra het vir geld. En ons wil maar net daai oudjies net so bietjie net hanteer op 'n baie mooi, respekvolle manier, maar net om die veiligheid van die atmosfeer en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ook maar net te bewaar. Ag, jene, dankie Marie. Dit is so nice van jou. Baie dankie. So goed julle, kom ons begin. Eers gaan ons altyd begin net om die Heilige Gees te verwelkom in ons teenwoordigheid. En ja, laat hy net vir ons die gawe van wysheid en die gawe van kennis gee, sodat as ons vanaand hierdie woord gaan, dat dit regtig saad sal word in ons lewe en laat dit wat ons vanaand leer, laat dit van waarde sal heg in alles wat ons doen dan van vanaand af. Maar laat ons die woord kan verstaan en laat ons kan onthou dit wat ons lees
en dat dit regtig net sal saad skiet in ons lewe. So ons wil net eers net gou ons hoofde buig en dan net die Heilige Gees verteen of aanroep om in hierdie teenwoordigheid saam met ons te kom wees vanaand. So liewe Here Jesus, ons kom vanaand voor U voete en ons wil weer net vir U sê baie dankie vir 'n geleentheid, 'n kosbare geleentheid vanaand om net weer van U woord te leer. Liewe Heilige Gees, ons bid en vra dat U oor elke liewe een van ons vanaand die gawe van wysheid en die gawe van kennis sal gee, liewe Here, sodat die woord wat ons vanaand leer, laat dit regtig vir ons sal sin maak, dat ons dit sal kan verstaan, dat ons dit kan onthou en laat dit sal saad skiet in ons lewe. Liewe Heilige Gees, kom vul asseblief hierdie vertrek op met U teenwoordigheid, en dan net om te kyk hoeveel van ons leer regtig voorwaar daaruit en kan dit onthou dan na die tyd, nie? So Markus 7, ek het Engels Amplified Bible en dan het ek Afrikaans 33 vertaling. Ek is maar 'n Engelse persoon, ek hou van Engelse Bybel, veral die Amplified, dit verduidelik dit net vir 'n mens so baie maklik en in soveel detail, maar ons gaan natuurlik vanaand net aangaan in die 33 vertaling. So kom ons kyk, wat leer ons vanaand? Onthou, waar het dit gebeur, wat het gebeur en wie was genoem? So Markus 7, die oorlewering van die ou mense. En die fariseërs en sommige van die skrifgeleerdes wat van Jerusalem gekom het by hom saamgekom. En toe hulle sommige van sy disippels met onrein, dit is met ongewaste hande sien brood eet, het hulle dit afgekeer. Want die fariseërs en al die Jode eet nie as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie as hulle nie gewas het nie. En baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou. Die wassery van bekers en kanne en die kopergoed en die bedde. Daarop stel die fariseërs en die skrifgeleerders hom die vraag: waarom wandel u disippels nie ooreenkomstig die oorlewering van die ou mense nie, maar eet brood met ongewaste hande? So kyk nou, dis baie ou wetties, baie ou tradisioneel, né? Die fariseërs bevraagteken die feit dat die disippels met hulle hande, wat hulle nou net meer werk verrig het, of hoe ook al, laat hulle nou hierdie voedsel in hulle liggame gaan inbring, met vuil hande. So ja, dit is eintlik vir my baie interessant in 'n sin van, dit is baie ou wetties, baie ou tradisioneel. En dan vanaf vers 6 af sê hy, en hy antwoord en sê vir hulle: tereg het Jesaja oor julle geveinsdes geprofeteer soos geskrywe is. Hierdie volke eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur lering te leer wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas. Die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. So nou hier wil ek net gou pause vir 'n oomblik. As jy gaan kyk in Matteus 7, of eintlik nie Matteus 7 nie, maar in Matteus, waar Jesus so baie met die fariseërs hierdie onder onsies gehad het, of hierdie woordeverwisseling gehad het, tot op 'n punt waar hy het die fariseërs as hierdie lafaarde geklassifiseer, want hulle ken die wette, hulle ken die skrifte, en hulle leer hierdie skrifte, maar hierdie skrifte is nie soos aktief in hulle lewe nie. Daar is nie bewyse van hierdie skrifte in hulle lewe nie. So nou kom die fariseërs en hulle bevraagteken die seun van God oor die wette wat deur die profete gegee is, deur Abba Vader. Kom bevraagteken hulle dit en vra vir hom, maar hoe kan hy toelaat dat sy mense met vuil hande eet? En hy sê vir hulle daar, hy sê, ja, maar julle skrifgeleerdes, julle ken al hierdie dinge, maar so op julle eie manier is julle eintlik tog maar net lafaarde.
So Matteus het daar in die gedeelte van Matteus waar hy gepraat het oor hierdie, het hy dit regtig eintlik, soos ons nou die aand gesê het, hy het dit so point, stryd gesê. Jy weet, hy het nie, Matteus was soos to the point, en dit was so short and sweet, en hy het dit eintlik regtig baie kragtig gestel. Nou Markus se weergawe is baie anders as Matteus se weergawe. Die konteks is dieselfde, maar hoe hulle dit verduidelik is vir my baie interessant en baie anders. Ok, goed, so kom ons gaan aan vanaf vers 9. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit, en so julle oorlewering te onderhou. Want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vervloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê, as 'n mens aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban, dit is 'n offergawe, dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. So maak julle dan die woord van God kragteloos, onthou kragteloos, deur julle oorlewering wat julle bewaar het, en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy het die hele skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister almal na my en verstaan. Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan, wat hom onrein kan maak nie, maar dinge wat van hom uitgaan, is die dinge wat die mense onrein maak. So kom ons pause gehou daar. So hy sê vir hulle, hier kom die fariseërs, hulle bevraagteken hom oor die feit dat die disippels eet met vuil hande, en hulle volg nie hierdie ou wettiese, tradisionele, of ek weet nie, tierlantynkie tipe goeders wat hulle doen. Matteus die enigste Jood was van die tradisie. Ok, ja, pa's reg, ja. Die enigste Jood was, die tax collector, ja. So hier kom liewe Jesus en hy sê vir hulle, dat hulle klou so vas aan hierdie tradisionele wette, hierdie tradisionele gewoontes wat hulle aangeleer het, hulle klou so vas aan dit. En dit is half eintlik asof as jy nou bietjie meer gaan lees oor die fariseërs en nou bietjie meer oor hulle gaan ontdek en ook hoe Jesus met hulle gekommunikeer het, dan hulle was eintlik regtig maar net wetteloos. Hulle die wet toegepas, maar dit nie self gevolg nie. Hulle het hierdie dinge geleer, maar hulle het dit nie self gedoen nie. Hi Darren, how are you? Welcome to our live tonight. En dit is alles eintlik net soos kragteloos. Dit is soos, jy weet, jy kan hierdie goed pinpoint en toepas, maar of verander leer, maar as jy nie dit toepas nie, hoe gaan jy kan getuig van die krag daarvan? Hoe gaan jy kan sê, maar weet jy, dit is soos, ek het dit in my lewe gedoen, en die evidence is daar, die bewyse is daar. So die fariseërs gee hierdie goeders, hulle leer hierdie dinge vir die mense, en hoi Ronel, baie welkom. En hulle gee hierdie goeders vir die mense, en hulle soos, ja, hulle doen nie dit in hulle eie lewe nie, maar tog het hulle die guts om Jesus te bevraagteken daarvan. Nou sou julle nie saam met my stem en sê, maar die fariseërs is eintlik die wat moes geweet het van die seun van God nie. Sal julle nie saamstem as ek sê, soos die fariseërs moes eintlik half Jesus soos geïdentifiseer het, geweet het presies wie is hy, maar hulle was eintlik die wat hom help kruisig het op die einde van die dag. So dis 'n baie interessante ding, en dit is regtig eintlik iets wat 'n mens al 'n studie op kan doen. Maar ja, kom ons kom terug by Markus 7, kom ons gaan aan en ons gaan lees verder. Dan kom ons op die punt waar die interessante gedeelte nou inkom, vanaf vers 15, waar hy sê, daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie, maar dinge wat van hom uitgaan is die dinge wat die mense onrein maak. So, soos ek nou vir my kind ook verduidelik,
dit gaan nie oor dit wat jy eet nie, dit gaan nie oor die voedsel, die kos en die drank wat in jou mond ingaan nie. Ek kan nou nie reg drank nie, maar ek bedoel soos die vloeistof wat in jou mond ingaan nie, dit gaan nie regtig daaroor nie. Ja, daar's baie tradisies en ons baie mense wat so sekere kossoorte nie eet nie as gevolg van sekere verhale in die Bybel of sekere gebeurtenisse in die Bybel of so. Maar dit is nie die punt nie. Die punt is, dit gaan nie oor dit wat in jou mond ingaan nie. Dit gaan oor dit wat uit jou mond uitgaan. En ons gaan daarby uitkom wat ons bietjie daaroor gaan gesels. So onthou vers 15. En van julle wat nou net ingeskakel het, baie welkom hier by ons live vanaand. Dankie dat julle ons kom join het vanaand en dankie dat julle saam met ons kom leer oor Markus 7 vanaand. So onthou, verse mapping, ons kyk na waar het dit gebeur, wat het gebeur en wie was genoem. So as julle nou al so ver kan onthou, ons het nou al agtergekom waar dit plaasvind, né? So kom ons gaan aan vers 16. As iemand 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy van die skare af in die huis gekom het, vra sy disippels hom oor die gelykenis. Nou wil ek weer so 'n oombliekie pause, want dit is vir my verskriklik interessant. Selfs met die visse en die brode. Die disippels sien hierdie dinge en hulle ervaar hierdie dinge en ook vroeër in Markus het ons ook al daaroor gesels, waar hulle sien hierdie dinge gebeur en Jesus praat in hierdie vergelykings. En op 'n stadium het hulle vir hom gevra, maar hoekom praat hy in hierdie vergelykings? En hy het vir hulle gesê, want hulle gaan nie verstaan, die skare gaan nie verstaan as hy dit reguit stel nie. Maar die disippels gaan verstaan want hulle wandel saam met hom. So weer hier kom hulle en hulle vra vir Jesus om vir hulle te verduidelik oor die vergelyking. En hy sê vir hulle, is hulle ook so sonder verstand? Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die hemel of in die heimlike uit en maak al die voedsel rein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed en dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit die mens onrein. So die voedsel wat jy inneem, dit wat jy in jou maag insit, want onthou, die voedsel gaan in jou mond in, dit gaan deur jou maagsisteem, dit word verwerk, die nutriënte word uitgehaal, dit gaan na die ander organe toe, en al daai goeders nie, sorry julle, ek proses nou net gou so 'n oomblik hierdie. Die kos gaan in jou sisteem in, dit word verwerk, dit voer jou ander organe en dan word dit uitgeskei. Maar kyk hoe sê die Bybel dit, dat die booshede wat uit jou mond uitkom, is wat jou onrein maak. Die booshede. Nou hoekom noem hy dit spesifiek booshede? Want onthou, daar is krag in die tong, daar is krag in jou woorde, dit kan lewe of dood spreek, en jou tong is ook 'n tweesnydende swaard. So ja, dit wat jou mond uiter, is dit wat onrein maak, nie dit wat ingaan nie, maar dit wat uitkom. Sê hy in vers 23, al hierdie booshede kom van binne uit. Nou hy gee die lys van booshede daar, maar al hierdie booshede kom van binne jou uit, want dit kom van jou hart uit, dit kom uit jou hart uit. So dit is vir my verskriklik baie interessant om te dink. Dit gaan nie regtig oor die kos nie. Ja, baie mense eet nie vark nie, baie mense eet nie dit nie, baie mense doen hierdie en hulle doen daai en hulle glo nie in daai voedselgroepe nie, of hulle lewe net op daai voedselgroepe. Hulle drink nie dit nie, hulle doen nie dit of dit nie, want hulle vrees daai van as hulle dit doen, gaan hulle onrein word.
En overal, voedsel en daai goed is nie, want soos hy sê, in die heimlike gaan dit uit. Maar dit wat uit jou hart uitkom, wat by jou mond uitkom, wat daai boosheid kan bring, dit is waarna ons moet oplet. Dit is waarvoor ons moet versigtig wees. So, ja, dit is tot en met vers 23. So kom ons gaan aan by vers 24. En hy het opgestaan en daarvandaan na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek. En toe hy in die huis gegaan het, wou hy nie dat iemand dit sou weet nie, maar hy kon nie verborge bly nie. Want 'n vrou wie se dogter 'n onreine gees gehad het, het van hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval. En sy was 'n Griekse vrou, 'n Sirofenisiëse, ek hoop ek sê dit reg, van geboorte, en sy het hom gevra om die duiwel uit haar dogter uit te dryf. Maar Jesus sê vir haar, laat ons eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gee nie. En sy antwoord en sê vir hom, ja Here, maar die hondjies eet darm onder die tafel van die kinders se krummels. En hy sê vir haar, terwille van hierdie woord kan jy gaan, die duiwel het uit jou dogter uitgevaar. En toe sy huis toe gaan, vind sy dat die duiwel uitgevaar het en dat haar dogter op die bed lê. En dan vanaf vers 31 af sê hy genesing van 'n doofstomme in Decapolis. So daar is nou al 3 plekke, onthou, waar het dit gebeur, wat het gebeur en wie was genoem. En hy het weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek en na die see van Galilea gegaan, deur die gebied van Decapolis. Toe bring hulle na hom 'n dowe wat swaar praat en smeek hom om die hande op te lê. En hy neem hom op sy weg van die skare en steek sy vingers in sy ore en spuug en raak sy tong aan. En nadat hy opgekyk het na die hemel, sug hy en sê aan hom, Efata, dit is, gaan op. En dadelik het sy ore oopgegaan, gaan oop. En dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak en hy het reg gepraat. En hy het hulle beveel om dit aan niemand te sê nie. Maar hoe meer hy hulle dit beveel, hoe meer het hulle dit verkondig. En hulle was uitermate verslae en het gesê, hy het alles goed gedoen, die dowes laat hy hoor en die stommes laat hy praat. So ja, die hele konsep van Markus 7 gaan eintlik maar oor dit wat uit jou tong uitkom. Dit wat, die woorde wat jy uiter, die goeders wat jy sê, die krag wat in jou tong lê. Jou tong is soos 'n tweesnydende swaard. Al hierdie booshede wat hy genoem het, wat vanuit jou mond uitkom, want dit kom van jou hart af en dit kom uit jou hart, dit kom dit uit. So dit is waar vervloeking kan lê, maar dit is ook waar seëninge kan lê. En interessant genoeg, hulle bring 'n doofstomme persoon na Jesus toe. Vir hom om te kan hoor, vir hom om te kan praat. En kyk hoe sê die Bybel. Hy sê toe hy vrygemaak word daarvan, het die band om sy tong losgekom. So daai band wat sy tong weerhou het van praat, het losgekom. Nou ja, kan julle nou by julleself dink, hier is 'n persoon wat nie kon praat of kon hoor nie, en skielik kan hulle praat en hoor. Kan julle net by julleself imagine hoe awesome moet dit wees vir daardie persoon? Ja, natuurlik gaan hulle nou moet leer praat en hulle gaan natuurlik nou soos met klanke leer en hulle gaan al hierdie goeders moet begin identifiseer en al daai goed en dit is soos 'n hele nuwe wêreld vir hulle. Maar om vir soveel jare nie te kan praat of te kan hoor nie. En Jesus kom en hy gee jou daai genesing sodat jy kan praat en jy kan hoor en al daai goed. Maar in 'n baie onskuldige manier verstaan jy nie hoe kragtig kan jou tong wees nie. Hoeveel krag lê binne in jou tong nie. Want ja, jou tong spreek die woorde wat vanuit jou hart uitkom. En dan wil ek soos terugkom net by hierdie dogtertjie wat genees is van die duiwels wat binne in haar ingedryf was. Weer eens die booshede wat in ons inkom, of wat oor ons kom, of daai goeders wat in mense invaar en wat in hulle hartshuise gaan bly nie.
hier gaan hy en hy gee ons weer daardie autoriteit om dit te kan breek. Maar interessant, die vrou sê vir hom, en hulle praat van die hondjie, of die hondjies wat van die tafel af eet, en net toe sy liewe Jesus geantwoord het, net toe sy vir hom gesê het, ja, maar tog, die hondjies eet die krummels wat op die tafel is, en liewe Jesus sê vir haar, gaan, want jou dogter is vrygelaat, sy is, die geeste is uit haar uitgedryf, sonder dat Jesus ewen by die kind was, sonder dat hy daar was, maar net oor hoe hierdie vrou gereageer het, oor tot die dieretjies wat ook moet kos kry. Dat ook hulle net die krummels kan eet, maar hulle verdien ook om daar die voedsel in hulle liggame in te kry. En die Here let op na dit wat sy sê, en haar dogter word vrygelaat van hierdie bose geeste, en toe sy terugkom by die huis, sien sy maar haar kind is vry daarvan. So ja, julle Markus 7, dit is baie inligting om in te vat, maar ek wil regtig fokus op die gedeelte van dit wat in jou mond ingaan, dit wat uit jou mond uitgaan, want vandag het ons 'n hele paar gesprekke gehad daaroor. Wys julle net hoe werk die Here, dit is regtig vir my so awesome, wys jou net hoe werk hy. Ek het nie geweet dat dit is waaroor Markus 7 gaan nie, en 'n hele paar keer vandag bevind ek myself in 'n gesprek, waar dit wat in jou mond en uit jou mond uitgaan, eintlik nogal pertinent opgekom het. Ja, Ronel, dit is, en ek meen, sy het nederiglik hier vir liewe Jesus gesê, maar die hondjies verdien ook om die kossies te eet. Dit is nie asof sy die kos uit haar bord uit vir die honde gee nie. Hulle eet die krummels wat van die tafel af op die grond val, eet hulle dit. So ja, mense, honde word ook definitief soos jou kinders, en net daai nederigheid om ook te weet, maar weet jy wat, in hulle eie way is hulle ook waardevol om net die voedsel te kan kry, om ook daai vleeslike voedsel te kan ontvang. So ja, wat die krag van die tong en die mag van die tong en die woorde wat 'n mens spreek en daai goed wat 'n mens kan van dit afvat van die eerste gedeelte van Markus 7 is dit wat ons sê. Soos ek sê, dit kan of 'n vervloeking of dit kan 'n seën wees. So baie keer gaan ons goeters sê en nie op daai stadium besef van die krag van die woorde wat ons dra nie. Nou kyk, baie mense neem dit ook nou heel oor, soos en dan sê hulle wil eintlik amper glad nie praat soos die doofstom ou nie. Hulle wil nie praat nie want hulle is so vreesagtig vir dit wat hulle gaan sê, dat dit 'n vervloeking of 'n ding oor hulle lewe gaan bring. Maar ek dink dit kom neer op die punt van om daai in eerste plek vrug van die Gees selfbeheersing toe te pas, om daai selfbeheersing te hê oor dit wat jy sê, om op te let na dit wat jy sê, en dan te weet, is jou woorde wat uit jou mond uitkom, is dit of opbouend of is dit afbreekend, bring dit vervloeking of bring dit seën, is dit stigtend of is dit ek wil eintlik al sê ontwrigtend, ek weet nie eers wat die woord is nie, maar kom ons maak dit sommer nou maar 'n woord van hom. Jy weet, soos om op te let na dit wat jy sê, want dit wat jy sê, kom uit jou hart uit. Nou, jou hart, jou gut, jou verstand, jou alles, huisves jou gees, siel en verstand. Jou hart, jou verstand, jou al daai goeders. En die Here sê ons moet hom lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. So as jou woorde soveel krag dra, dat dit so baie ek wil nie weer die woord krag gebruik nie, maar kom, ek gaan hom nou weer gebruik, dat dit soveel krag dra in jou lewe, omdat dit uit jou hart uitkom, omdat dit van jou hart afkom, kan dit ook wys dat soos dit wat jou hart van vol is, loop die mond van oor. Nie te sê dat almal met hierdie hele lys van booshede sit nie, maar as jou hart vol is van seer, van hartseer, van ongelukkigheid, van daai goed, gaan dit nie in jou woorde wys nie, gaan dit nie wees dat jou woorde baie meer gekoppel is aan die hartseer, die gebrokenheid en daai goeders nie.
Waar aan die ander kant van die lem, is as jou hart vol is van die blydskap, die joy, die vrede, die peace, die liefde, unconditional love van liewe Jesus, dan gaan dit ook weer speel in jou woorde. Dit gaan ook pertinent deur jou woorde gehoor word deur die mense. Ja, Tannie Ansa, dis regtig so. Ons besef nie altyd wat ons sê nie. En ons weet nie altyd wat die krag is wat in ons woorde lê nie. 'n Mens praat, jy het soos algemene gesprekke, jy het soos hierdie general conversations. Maar ek dink ook dit is half hoekom dit altyd belangrik is om ingestel te wees in die gees, sodat daai wysheid en daai kennis oor jou kan kom en daai wag voor jou mond kan gebeur, sodat jy eers die woorde in jou kop kan prosesseer voordat jy dit uiter, omdat dit so baie krag dra, omdat dit daai mag het om lewe en dood te bring. Ja, hy sê soos in Markus waar hy praat van dit wat uitgaan, dit wat uit jou mond uitgaan. So ons besef nie altyd dit wat ons sê nie, ons registreer nie altyd dit wat ons sê nie. Nou as jou hart gevul is met hartseer, met gebrokenheid of met daai, dan dit kom deur jou woorde uit. So gaan kyk nou soos 'n mens wat nou in 'n baie negatiewe situasie sit, of hulle het hierdie trauma deurgegaan, of hierdie hartseer, of weer oor iets groots in hulle lewe gebeur. Baie keer sal hulle praat in 'n baie negatiewe, soos in negatiewe woorde sê, want op daai stadium, dit is wat in hulle hart aangaan. Dit is wat in hulle hart lê, so hulle woorde stem ooreen met dit wat in hulle harte aangaan. En dan kry jy mense wat soos die joy van die Here het, en hulle die liefde, en hulle het al daai goed, en dit weerspieël in hulle woorde. Dit is daar in hulle woorde, so hulle is hierdie positiewe mense, hierdie regte positiewe ligte wat rondloop. So woorde dra krag, woorde van uit jou hart uit dra krag. Die booshede wat kan uitkom van dit wat uit jou mond uitkom, dra krag, want jy spreek daai woorde, jy speak it into existence. So 'n mens moet so fyn versigtig oplet na dit wat jy sê. Ek sê nou nie soos van nou alles gaan monitor en nou so versigtig wees, en jy wil eintlik amper half nie eers praat om iets te sê nie, maar om te dink wat jy sê, om te registreer wat jy sê, die wag voor jou mond te plaas en dan te praat, om te weet dat jou woorde, dit wat gaan uitkom, gaan lewe bring, dit gaan blydskap bring, dit gaan stigting bring, dit gaan, net daai salwing en daai krag van die Here bring. Versterk julle harte. Wag, ek het nou ietsie hierso gemis. Jakobus 3 vers 8 sê, versterk julle harte. So Markus 7, die krag van jou woorde. Dit wat uit jou mond uitkom, is wat meer saak maak as dit wat in jou mond ingaan. Dat ons moet baie minder worry oor dit wat ons eet, en meer worry oor dit wat ons sê, want die krag lê meer daarin. En dan praat hy van die fariseërs wat net gekom het, en hulle is so tradisioneel, so ou wetties, hulle klou vas aan hierdie ou tradisionele wette van, was jou hande voor jy eet. Nou kyk, dis 'n higiëniese pluspunt, ek meen ons almal moet dit doen, ons moet almal ons hande was voor ons voedsel in ons monde indruk. Maar hulle klou so vas aan, ek dink aan soos die hele konsep van dit, ek weet nie, maandpa kan my nou reg help hier met die regte bewoording, maar daai hele, soos die tradisie rondom dit, soos hoe kan ek dit nou stel, hulle het net so vasgehou aan dat dit eers moet gedoen word, en as jy dit nie doen nie, is jy half eintlik amper vervloek, want hoe kan jy nou eet en jou hande is vuil en al maar goed, en hulle gaan, en die fariseërs, die geliefde fariseërs,
Julle, ek weet nie of julle al Matteus deurgelees het nie, maar genade. Daai fariseërs, goeie aarde, hulle was dan regtig uitdagend geweest. En hier kom die fariseërs en hulle bevraagteken die seun van God. So ja, sal dit nie 'n mens tot op daai punt bring om te dink, weet jy, hierdie skrifgeleerdes, hierdie fariseërs wat die skrifte so bewaar het en hierdie skrifte so wou toepas in almal se lewens en hulle wou net sorg dat almal moet net by hierdie Torah byhou. Hulle moet net by hierdie wette byhou en hulle moet doen dit wat hierdie skrifte sê en hulle moet al hierdie goeders doen. Maar ons geen evidence van dat hulle dit in hulle eie lewe volg. Vir hoe goed hulle dit ken nie, is daar geen bewyse dat hulle dit in hulle eie lewe volg nie. En weer hier in Markus 7 sê die Here vir hulle, laat ek net gou die versie kry. Vers 22 praat van ernstige, ja, daai lys van booshede wat hy noem, daai regtig intense goed. En dit is waar die vrug van die gees van selfbeheersing inkom. Om daai net te weet, om daai wag voor jou mond te sit voordat jy praat. Ek dink half net om eers soos te prosesseer en net te dink by jouself, okay, weet dit, ek wil iets sê, maar dit wat ek gaan sê, gaan dit lewe bring, gaan dit dood bring, gaan dit stigtend wees of gaan dit vernietigend wees? Gaan dit opbou of gaan dit stig? So mens gaan half hierdie hele checklist deur jou mind en net soos van, okay, ek wil nou iets sê, maar gaan dit wat ek sê, gaan dit reg wees of gaan dit gesond wees of so. En dan dit te sê, deur selfbeheersing te neem en dan dit te sê en dan die lewe te bring, die stigting te bring, die krag van positiewe denke, positiewe woorde en daai goeders te bring. Maar om terug te kom by die fariseërs, ek wil net gou die spesifieke versie kry waar Jesus hulle nou uitroep. Moses het gesê, ja, soos ek gaan nou lees weer vanaf vers 9 af, waar hy sê, en hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou. Want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat die vader of die moeder vervloek, moet sekerlik sterwe. Ok, nee, sorry julle, so dit gaan nog bietjie opper wees. Daar sê, ok, kom ons van vers 6 af, ek gaan net gou weer vir julle lees. En hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinsdes geprofeteer soos geskrywe is. Hierdie volk eer my met die lippe, so hulle eer die Here met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. So die fariseërs gaan, hulle implementeer hierdie wette, hierdie skrifgeleerdes. Hulle maak seker dat almal hierdie tradisionele wette lewe en die skrif respekteer. Maar so hulle sê dit met hulle monde, maar daar's geen bewyse van dit wat hulle monde sê in hulle lewe nie. En hulle gaan en hulle bevraagteken die seun van God, die woord van God wat vlees geword het, bevraagteken hulle. Dit is hoekom ek nou vir julle gevra het, sou julle nie saamstem en sê dat die fariseërs eintlik meer die was wat die seun van God, wat die woord wat vlees geword het, moes herken nie, moes geweet het, maar dit is die seun van God, die woord wat vlees geword het, wat daar wandel nie. En hulle question hom, hulle bevraagteken hom, soos maar, hoe kan hy hierdie dinge, weet, hulle bevraagteken hom, en hy sê vir hulle dat hulle leringe, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is, want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas, die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge, van dieselfde aard doen julle baie. So hulle volg hierdie tradisie, hierdie
Ja, daar's baie fariseërs. Jene, daar is regtig baie fariseërs op 'n daaglikse basis. So baie hoe ja, daar is baie fariseërs wat 'n mens kan en ja, as jy ingestel is in die gees, kan jy hulle sommer so vinnig optel. Dit is asof die Heilige Gees vir jou baie paraat maak oor hulle. So 'n mens identifiseer hulle baie vinnig. En ja, ek weet nou nie, die geestelike wêreld is baie intens. Dis regtig baie intens en ons wat nou al bietjie baie meer geleer het daaroor en daai goeters, mense kan hierdie goed baie vinnig raak sien en so. So ek gaan nou nie in soveel detail daarin gaan nie. Ons sal op 'n stadium so 'n reeks doen oor dit. Net uit ons perspektief uit en dit wat ons geleer het, natuurlike grond in die Bybel. Maar interessant genoeg, daar is 'n gees wat met die naam van Pharisees spirit rondwandel. Het julle dit geweet? Daar is 'n unclean spirit met die naam van Pharisee spirit wat rondwandel. Nou as 'n mens gaan kyk oor die fariseërs en jy gaan regtig nou in detail in die Bybel en jy gaan lees Matteus, Markus, Lukas en daar waar daai intense oomblikke met tussen hulle en Jesus plaasgevind het in die gospel van Jesus, en jy gaan kyk hoe hulle gehandel en hulle gewandel het en hoe hulle gelewe het en al daai goeders en hoe hulle die woord gechallenge het. Ek meen hier staan die woord in die vlees voor hulle en hulle daag hom uit. Hulle bevraagteken hom. En dan as 'n mens gaan kyk na hierdie fariseërs gees en jy gaan doen navorsing oor dit en jy gaan lees bietjie meer op oor dit. Dit is identies. Dit is regtig identies. Nou kyk, ek sê nie dat die fariseërs uit daai tyd onder 'n fariseërs gees gewandel of iets nie, maar in vandag, in die tyd waarin ons nou is daai gees regtig pertinent aan die gang. Verskriklik baie operating aan die gang. Dan die Ansa dit is so tannie regtig weer eens net daai van as jou hart gevul is met sekere dinge, is dit wat uit jou mond uit gaan kom en as jou hart gevul is met die dinge van die Here, is dit wat uit jou mond uit gaan kom. Want onthou, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou kyk gou julle interessant, nê? Hy sê daar van dit wat uit jou mond uitkom, is dit wat uit die hart uitkom. En dan bring ons die teksversie wat sê dat dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So daar is net 'n confirmation en 'n bevestiging van die krag wat in jou mond uit lê, wat gekoppel is aan dit wat in jou hart ingaan. So ek dink en ek wil half amper sê dat 'n mens regtig waar gereeld soos 'n checklist in jou hart moet hardloop. Regtig waar gereeld moet soos kom ek verduidelik dit so, nê? Jy soos hierdie kamer in jou hart, soos hierdie huis in jou hart. Nou dit is nie net 'n huis nie, daar is ook 'n tuin. So jy het soos hierdie huis hier binne in jou hart en daai huis is die huis waar die Heilige Gees in moet wandel. So hier is hierdie huis, nou jy kan nou maar self die prentjie vir jouself inkleer, of dit is 'n mansion, of dit is 'n 6 slaapkamer, of 'n 2 slaapkamer, of 'n bachelor, of hoe ook al. Maar hier is hierdie huis, hier binne in jou hart, en daar's vertrekke. Daar is 'n slaapkamer, daar's 'n sitkamer, daar's 'n badkamer, en daar's 'n kombuis, maar daar is al hierdie vertrekke. Nou, kom ons maak dit interessant en ons sê daar is 9 vertrekke, want ons 9 vrugte van die Gees. So, jy het hierdie huis hier in jou hart, en dit is waar die Heilige Gees moet woon, en wandel, en bly. So jy kom nooi die Heilige Gees om hier in jou hart te kom bly, in hierdie huis hier binne in jou hart te kom bly. En saam met die Heilige Gees kom die vrug van die Heilige Gees. Liefde, selfbeheersing, lankmoedigheid, sagmoedigheid, geduld. Nou gaan my maag vir my nou reg help hierso, want ons het nou die dag met die tieners het ons so 'n boodskap gedoen van wartlemoene, perskes en daai wat gekoppel is aan die vrugte van die Gees.
So jy het hierdie vrugte of die vrug van die Heilige Gees wat nou daai vertrekke moet kom volmaak. So die Heilige Gees kom, jy neem hom aan en hy kom bly in hierdie hartshuis hier binne in jou. En hy kom bring sy vrugte en hy kom vul hierdie huis van jou op met sy vrugte. So nou as die huis vol is van die Heilige Gees, gaan dit wat uit jou mond uitkom, gaan altyd stigtend, opbouend en lewend wees. Want die Heilige Gees is in jou hart, hy bly daar in jou hart. So jou hart is netjies, dis in orde en is skoon en dit is gevul met al hierdie wonderlike lieflike dinge van die Here. En nou as jy 'n hart kry wat vuil en verlate en net regtig neglected is, so waarmee gaan daai hartshuis gevul wees? Waarmee gaan daai tuin versorg word? Is as daai huis gevul is met alles wat nie van die Here afkom nie. So hulle woorde gaan dit uitbring, hulle woorde en hulle tonge gaan dit wat in daai hartshuis aangaan, gaan uitkom. So dit is die verskil waar 'n mens nou sien van as die Here in jou hart bly en van as hy nie in jou hart bly nie. Want dit wat in jou hart is dit wat gaan uitkom. En oor die vrugte. En elke liewe keer as ons winkel toe gaan, dan vra ek vir my kinders, wat is daai vrug? Wat is daai vrug? Wat is daai vrug? So hulle begin dit nou al. Vandag het ons perskes gehad en hulle het nou al dadelik gesê perskes is blydskap. So ja, dit is as julle moet regtig die videoetjie gaan kyk. Marie het ook 'n verskriklike oulike videoetjie gedoen oor die vrugte van die Gees. Yes, julle, dit was vir my so awesome. Ek het dit absoluut so geniet. Maar ja, so hier kom die Heilige Gees, hy kom bly in jou hart en hy vul al hierdie vertrekke in jou hart op met sy vrugte. En hy kom en hy leer jou om hierdie selfbeheersing te hê oor dit wat jy sê en oor dit wat uit jou mond uitgaan, sodat dit nie vervuil en boos kan wees nie. En dan ja, in vergelyking met as jou hart neglected is en dit is nagelaat en al daai, dan is dit wat uitkom. So ja, julle, Markus 7, baie interessante Bybelversie. Elke keer wil ek net so half wens dat TikTok 'n mens net so 'n bietjie langer tyd gee, sodat jy dit in Afrikaans en in Engels kan doen, want natuurlik weet ek die Amplified Bible gaan dit vir ons net nog meer oopbreek. Maar Markus 7 gaan oor die Fariseërs wat Jesus bevraagteken het, wat so Ou Testamenties en so tradisioneel gelewe het. Tog was hulle hierdie lafaarde wat hulle dit gesê met hulle monde, maar daar was geen bewyse van dit in hulle lewe nie. En dan kom ons by die gedeelte van dit gaan nie oor dit wat in jou mond ingaan nie, maar dit wat uit jou mond uitkom. So dit gaan nie oor die voedsel wat in jou mond ingaan nie, maar die woorde wat uit jou mond uitkom. En dan gaan dit oor, dan die volgende gedeelte is waar hierdie vrou na Jesus toe kom en sy vra vir genesing vir haar kind, wat bevuil is deur 'n unclean spirit, 'n onrein gees. En sy gaan na Jesus toe en sy vra vir hom, hy moet asseblief haar kom bevry daarvan. En Jesus let op na die vrou wat die brood van die kinders en die hondjies wat die krummels eet. En hy sê vir haar, kom ons gou kyk, en Jesus sê vir haar, laat eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en vir die hondjies te gee nie. En humbly antwoord sy Jesus en sy sê vir hom, maar verdien die honde nie ook om ietsie te eet nie, en tog eet hulle die krummels wat op die grond is. So sy het nie fisies gegaan en die kos uit haar kinders se borde uitgevat om die diere te versorg en te voed daarmee nie. Hulle eet dit wat soos die kindertjies eet en die krummels val op die grond, eet die honde dit ook, want ja, hulle verdien ook die voedsel daarvan. En haar respons, haar reaksie, het Jesus vir haar gesê, nou onthou nou, Jesus was nog nie eers by die dogter nie, want hy het gesê, kom laat ons eers gaan eet.
En Jesus antwoord haar op dit wat sy reageer en hy sê vir haar dat jou kind is bevry. Gaan terug na haar toe en toe die mamma by die huis aankom, sit haar dogtertjie daar en die bose onrein geeste is weg. En dan die laaste gedeelte van Markus 7 is waar hulle die doofstomme man bring vir Jesus om te gaan lees. Nou gaga interessant julle, né? Kyk gaga. Hoekom sal julle dink het hy nie hierdie persoon genees in almal se teenwoordigheid nie? Ons het nou al 'n paar keer daaroor gesels, maar hoekom het liewe Jesus nie hierdie wonderwerk gedoen voor almal nie, terwyl almal teenwoordig was nie? Hy het hom afgesonder, hy het hom weggeneem van die skare af en toe het hy die genesing oor hom gegee. So hoekom het hy hom nie genees daar vir almal dit kon sien nie? Hy het hom een kant toe gevat. Is daar mensies wat vra vir gebedsversoeke maak? So ja, ons het al 'n paar keer wat ons nou al daaroor gepraat het, versus mense wat nou kom en hulle vra vir hierdie genesing en hulle kom vra vir hierdie dinge en liewe Jesus, hy doen dit, selfs soos met die dogtertjie wat gesterf het, terwyl die vrou met die bloedvloeiing aan sy soem geraak het, kom hierdie pa en hy vra vir Jesus, kom red my kind, kom genees haar, sy is besig om te sterf. En terwyl Jesus loop, kom die vrou en sy raak aan Jesus 'n garingkie van sy kleed en sy kry die genesing en Jesus stop en hy draai hom en hy vra, wie het aan my geraak? En hier is hierdie vrou en terwyl Jesus met haar besig is en vir haar sê, sy is genees deur haar geloof, sterf die dogtertjie. En toe Jesus gaan, of toe hy besig was met die vrou, kom die mense en sê vir die owerste of die papa en hy sê, dat dit is te laat, sy het reeds gesterf. En Jesus gaan nog steeds, en hy gaan nog steeds na die kind toe. Maar weer eens daar, hy het almal uit die huis uitgestuur. Hy het vir almal gesê, gaan uit. En hy het, ek dink dit was Petrus, en dit was Jakobus, en hy het drie disippels en die papa, het hy saam met hom gevat. En toe gaan genees hy, of toe wak hy die dogtertjie op. So ook hierso met hierdie man, hoekom het hy hom gaan afsonder en dan die genesing gedoen? En hoekom dit nie in die skare of in die teenwoordigheid van die skare gedoen nie? Okay, baie dankie dat nog gekyk het. Ons wil hulle dan net na die tyd dan net privaat kontak en dan net so 'n bietjie ook met hulle gesels en hoor. Ek dink hulle is amper op die lys. Ek dink so, maar ons kan net nou net dit kontroleer en kyk. So ja, as julle nou kan onthou van ons vorige Bybelstudie aande af, nê, dit was nog nie die tyd vir hierdie werke om publicly plaas te vind nie. Dit was nog nie 'n geleentheid vir hierdie dinge om te gebeur nie. Daar sê Marie, ja, dit is so. Dit was nog nie die tyd vir hierdie dinge om te gebeur nie, want die publiek is nog te veel, hulle sou dit nog te veel gevrees het, en hulle sou dit nog nie eintlik regtig verstaan het nie. So daar sê julle, Markus 7, nou gaan ek vir julle vra, of julle kan onthou, waar het dit gebeur, wat het gebeur, en wie was genoem. So kom ons begin eers by waar het dit gebeur. Kan julle onthou waar het dit gebeur? Ek dink daar was 4 plekke genoem. Kan julle onthou waar het dit gebeur? Galilea, ja, dit was 1. Tyrus, Jerusalem, ja, en dan was daar nog 1 plek. Kom ek net gaan kyk, is ietsie met 'n G, met 'n G. Met 'n S, ietsie met 'n S.
En daar's nog een met 'n D. Decapolis, daar sy, Sidon, daar sy. So nou weet ons waar dit gebeur. Dit het in hierdie 4 plekke gebeur, so dis Sinon, Decapolis, Galilea, Jerusalem en Tyrus, so dis eintlik 5 plekke. So dit is waar dit gebeur het. Nou ek weet hier was nou nie regtig veel name spesifiek hier genoem nie, maar kom ons kyk, wie was almal genoem? Kan julle onthou wie was almal genoem? Is meer bekend. Meer bekend. Ekskuus, ek het nou ietsie met Pane gemis. Ja, hulle was meer bekend met towenaars as met God se krag en sy verward wees. Ja, hulle het baie keer, ja, al hierdie mediums en daai goeters eerder gaan raadpleeg met hulle poeiertjies en goedjies, as wat hulle sou verstaan het dit wat Jesus eintlik regtig doen. Hulle sou meer vreesagtig geraak het en dit nie eintlik regtig verstaan het nie. Ja, ek weet nie hoe sê Syrofanisiëse vrou, ek weet nie of ek dit eers reg sê nie, maar dit is definitief een, Jesus die disippels, fariseërs, heidene ma, ja, en dan die doofstomme man, dogtertjie en die dowe man. Daar sê, so nou weet ons waar dit gebeur en ons weet wie was genoem, so kan julle onthou wat het gebeur. Want ek het nou 'n Bybelstudie musieklys hier so, maar nou kom ons kry net so 'n bietjie rustiger ene. Sien julle, hier kom die puzzeltjie. Kom ons net gou hierdie puzzle voltooi voor my gaan uitkom. Sorry julle. As jy jou uur verstreke is, dan kom hierdie puzzeltjie op en dan moet jy nou eers die puzzle voltooi om aan te gaan. So wat het gebeur? Berusting van ou wette. Hy het die dogtertjie genees van 'n demoon en die doofstomme man laat hoor en praat. Ja, en dan ja, oor die disippels en die hande was storie, nê. So ja, die demone het die dogtertjie uitgedryf en maar die doofstomme man laat hoor en praat. En onthou nou interessant, nê, die band om die tong, daai band om die tong wat gemaak het dat hy nie kon praat nie, en die oomblik toe Jesus hom genees het, het daai band afgehaal. Nou visueel, imagine nou by jouself, hier's 'n rekkie om jou tong en hy voorkom jou om te kan praat en al daai goed, en skielik kom iemand en hulle knip daai rekkie en daar's jou tong los en jy kan praat en so. So onthou nou, band om die tong, as jy ooit weer in 'n gesprek en daarmee kom, nê. En dan ja, oor die fariseërs en so aan. So julle, Markus 7, net so interessant, soos al die vorige skrifgedeeltes, bly die Bybel net vir ons regtig waar baie interessant. En soos ek ook vroeër in die week gesê het, dit is regtig as 'n mens nou Matteus, Markus en Lukas gaan lees. Elkeen se verskillende weergawe van hoe hulle dit ervaar het, is regtig baie interessant. Want Matteus sal dit so sê, Markus sal dit so sê en Lukas sal dit so sê. Dit is elke keer hierdie vrou soms sit 'n wag voor die mond. Sit 'n wag, ja, is amper half, hoe kan ons ook vra, sit 'n rekkie om die tong. Ja, sodat jy jou woorde daai krag in daai lewe dra. Dit is Pyke gesê, Marie, regtig gesit 'n rekkie om jou tong. Ons almal gaan dit nou vanaand onthou, so dit gaan nou soos ons signature wees hierso, nê. Ons gaan nou weet, sit 'n wag voor jou mond, sit 'n rekkie om jou tong, sodat jy eers die selfbeheersing kan toepas, die vrug van die gees van selfbeheersing kan toepas,
en dit kan prosesseer deur, hoor julle, hierdie klink nou soos 'n mond vol. Jy gaan die gawe van wysheid en die gawe van kennis gaan jy aanvra van die Heilige Gees, sodat jy die vrug van selfbeheersing kan toepas om te kan prosesseer dit wat jy wil sê, die wag vir jou mond sit, die rekkie om jou tong sit, terwyl daai prosessering plaasvind van is jou woorde nou, dra dit krag of dra dit lewe of so aan. En dan as dit klaar geprosesseer is, dan gaan jy die wag vir jou mond wegvat en jy gaan die rekkie om jou tong los sit, sodat jou lewe woord en krag kan dra, wat gesalf en geseënd is deur die Here. So, dit is nou maar net hoe ek het nou verwerk het. Ek weet nie of julle dit so saam met my sien nie. En dit is ook wat Dinsdag aand gebeur het, toe die live geëindig het, is dit soos hierdie information overload, processing, system is loading, aksie, waar alles, en dan dink ek by myself, maar hoekom het ek nie hierdie so raak gesien in die live nie, want dan kon ek dit ook met julle geshare het. Maar ja, dis hoekom ek sê, dit is soos hierdie vrug van of hierdie gawe wat jy nou gaan gebruik van kennis en wysheid, en dan gaan jy die vrug van die Gees van selfbeheersing, wag vir jou mond, die rekkie om jou tong, process information, klaar geproses, vat die wag weg van jou mond af, haal die rekkie van jou tong af, praat lewe in plaas van dood. So 'n mond vol wysheid. Dit is hoe dit nou hier in my brein aangaan. Dit is nou soos al hierdie data wat nou in hulle files ingeberg word. Maar ja, julle asseblief, julle moet regtig, Marie het ook, Marie, ek gaan definitief daai vrugte van die Gees video van jou 'n bietjie repost hier so op ons bladsy. Jy het dit fantasties gedoen. Dit was regtig so awesome geweest. En ja, dan is julle regtig welkom om ook ons tiener weergawe van die vrugte van die Gees te gaan kyk. Ons het dit so gedoen om dit net so bietjie interessant te maak, want 'n mens se brein koppel altyd alles met iets, so dit is of reuk of klank of gehoor. So jy koppel altyd al hierdie goeters met dit, en die dag sit ek met hierdie tiener boodskap en ek weet nie hoe om die tieners te kry om net hierdie konsep van die vrugte te verstaan nie. En soos wat ek deur dit gaan, begin ek soos die vrugte koppel, soos blydskap is 'n perske, en vandag het dit so gebeur. Ons het Spar toe gegaan en daar was perskes, en toe ek sien ons perskes is dit soos, julle, hier's perskes. En toe ons by die huis kom en die kinders sit so en hulle dink nou, okay, maar wat 'n vrug van die Gees is dit? Nou wil ek hulle nie antwoord nie, ek sê vir hulle, wat was mamma se reaksie in die winkel toe ek die perskes gesien het? En dadelik pop dit op van blydskap. En selfbeheersing, liedjies, want gaan jy net een liedjie kan eet? Nee, jy gaan nie. So gaan jy die selfbeheersing kan hê om net een liedjie te kan eet. So ja, julle, sorry, ek gaan nou heel hier nou van in die vrugte slaai en in die processing en al daai goed. So Markus 7, net so 'n baie waardevolle skrifgedeelte van die Bybel, regtig awesome. Asseblief gaan lees dit na die tyd ook by jouself, maak notaatjies, gaan skryf neer wie, wat, waar, wanneer en hoe in daai goedjies. Dit help regtig 'n persoon om dit regtig net te kan verstaan. Dit is asof die tegniek breek net die Bybel vir 'n mens baie oop, so op 'n punt waar jy net hierdie data vinniger kan verwerk. So gaan doen dit, gaan lees Markus 7. Ek sê altyd gaan lees dit in Afrikaans en in Engels. Dit help net om verskillende weergawe van dit te kan verstaan. En ja, vir my die Engelse Bybel maak dit net regtig baie duideliker. En gaan doen 'n eie Bybelstudie daarop en gaan kyk net wat jy uit hierdie hele hoofgedeelte uit kan ontvang en wat jy daaruit geleer het en wat vir jou natuurlik soos hierdie data processing was. So ja, julle, dit conclude ons Bybelstudie dan nou vir vanaand. Ek hoop julle het net soveel saam met my geleer soos wat ek geleer het. Dit was nou regtig baie interessant. Ek weet my gedagtes gaan nou weer al hierdie goed verwerk, maar ons gaan dit definitief onthou.
So, ja, baie dankie dat julle vanaand weer eens saam met ons ingeskakel het en baie dankie dat julle vanaand net 'n tydjie saam met ons gevat het om net die woord van die Here te kan leer. Net uit 'n normale standpunt uit. Ons is almal net normale mense wat net bietjie kom fellowship hierso. So baie dankie dat julle ingeskakel het en dankie dat julle die Bybel saam met ons kom doen het. Ek wil net voor elkeen gaan, wil ek net hierdie tydjie net afsluit en net bid. Dit was waardevol en so lekker om die tyd uit te koop. Dis regtig altyd lekker om net daai fellowship te hê oor die woord, nê? Regtig baie lekker. Marie, ek dink ek en jy moet bietjie eendag 'n collaboration doen hier. So ek dink dit gaan tussen ons gaan dit nogal baie interesting wees. Maar ja, so ek wil net graag net afsluit om deur net regtig vir die Here dankie te sê vir die geleentheid om hierdie woord te kan verstaan. En onthou soos wat ons gebid het in die begin, gawe van wysheid, gawe van kennis. Elke liewe keer as jy die Bybel vat, voor jy die woord van God begin lees, bid vir daardie gawe. Dit is daar. Die Heilige Gees gee dit vir jou. Hy maak dit beskikbaar vir jou, sodat 'n mens hierdie kosbare lewensboek, hierdie baie ingewikkelde, tog maklike lewensboek kan verstaan. So as jy jou Bybel lees, gaan bid en vra, Here, ek bid vir die gawe van wysheid. Ek bid vir die gawe van kennis, sodat wanneer jy jou Bybel oopmaak, dan verstaan jy dit wat jy lees. En soos jy dit lees, kom die Heilige Gees en hy breek dit vir jou net verder oop. Hy gee jou hierdie rekkie en hierdie wag en hierdie tong en hierdie processing en al hierdie goeders gee hy vir 'n mens. En elke keer wat jy daai selfde teksvers gaan lees, gaan dit vir jou net heeltemal anders beteken. So voor jy die Bybel lees, bid vir die gawe van wysheid en die gawe van kennis om oor julle te kom. En regtig die Bybel gaan vir julle baie sin maak, baie meer sin maak. So julle kom ons sluit net af en ons dank net die Here dat ons net regtig in sy teenwoordigheid kon leer vanaand. Liewe Here Jesus, baie dankie vir 'n kosbare geleentheid vanaand om deur Markus 7 te gaan. Here Jesus, baie dankie dat U ons soveel waardevolle inligting geleer het vanaand. En dat dit wat ons vanaand geleer het, regtig nou in ons gedagtes gaan vasbly. Dat dit gaan vashak en ons gaan dit kan onthou. Here Jesus, baie dankie vir elke liewe persoon wat teenwoordig was. Dankie vir hulle, die tyd wat hulle uitgekoop het om vanaand net saam met ons te kan wees hierso. Here Jesus, dankie dat hulle saam met ons die woord van U kan leer. En mag ons elke liewe een dit wat ons vandag geleer het, van ons tonge, ons woorde, ons harte, ons hartshuise. Here Jesus, mag ons daai of hierdie saad vat en dit in ons hartstuine gaan plant, dat dit sal saad skiet en ons daai saad in ander mense se lewens kan versprei. My liewe Here Jesus, ek wil net bid en vra dat U asseblief net sal kom. Elke liewe persoon net vanaand sal seën. Here Jesus, ek wil vra dat U asseblief net hulle gebede sal behoor, laat U hulle harte sal sien, laat U vir hulle deurbrake sal bring, laat U vir hulle vrymaking sal bring, verlossing, genade, liefde, hoop, geloof en regtig net U teenwoordigheid om hulle sal plaas vanaand. Here Jesus, seën alles wat hulle doen, daar waar hulle voete gaan, daar waar hulle hande raak, dit wat hulle sê, dit wat hulle hoor en dit wat hulle om hulle self mee omsingel. Here Jesus, wil ek net bid en vra dat U dit sal seën vanaand. Laat U hulle aardekryke sal laat oorloop sodat hulle nog aardekryke moet aankry, om daai invloed en daai vloeistof net te kan bevat. Liewe Jesus, seën hulle dag môre, laat hulle 'n geseënde, joyous day sal hê môre, gevul met U liefde, U goedheid, U guns en U teenwoordigheid. Ons bid al hierdie dinge in die kosbare heilige naam van liewe Jesus. Amen. Amen julle. Baie dankie dat julle hier was. Hierdie Saterdag gaan ons weer 'n prayer aandoen, 'n prayer worship aandoen. So julle is meer as welkom om in te skakel of skakel in, nooi julle vriende en as die Here julle lei daarna toe om
daar teenwoordig te wees en om te second en te amen, soos wat ons bid vir ander mense, of om te kom vra vir gebed, dan ja, hierdie Saterdag gaan ons dit doen, dan gaan ons weer ons sessie daarmee in hê. En ja, môre is ons geloof Vrydag, so dan kom ons volgende geloof Vrydag boodskap weer uit, wat ek weet nog nie wat dit gaan wees nie, ons weet nog nie wat dit gaan wees nie, maar ons vertrou vir die Here vir regtig net 'n awesome boodskap môre. So mag julle almal 'n geseënde aand verder hê, mag julle 'n goeie nagrus ontvang, en ja, mag die Here julle regtig net bless vanaand, en dan sien ons julle weer.